Goeiemôre, good morning. Ja, hartlik goeiemôre. Ons hoop julle is gereed vir 'n lekker gesellige oggend hier saam met ons. Daar is heelwat wat voor lê, Ras, so kom sommer dadelik daarby uit. Ons gesels vandag met Stefan ter Blanche en Kristen Holmes van Gulf Drug Company oor gesondheid natuurlik. Die voormalige Springbok-ster Stefan ter Blanche deel ook meer oor sy indrukwekkende rugbyloopbaan en sy ervaring op die veld. Lorraine Olivier van Style & Make-up Effect deel stylwenke vir werksonderhoude en Loufie kuier by ons met sy nuwe enkelsnit huis toe. Wat is jou gunsteling Loufie liedjie? Ek sonder twyfel wit skoene. Wit skoene is my gunsteling Loufie liedjie ook, maar ek sien uit om te hoor hoe klink huis toe. Miskien kan hy vir my 'n paar wenke ook gee, jy weet, want ek sien daar's gereeld kommentaar oor my ligte skoene wat ek hier by Goeiemôre Good Morning dra. Okay. So ek gaan later 'n bietjie by hom aanklop, maar agter die skerms. Ek dink dit is 'n baie goeie idee. Baie dankie, Russell, jy het vir my 'n goeie woordjie insit. Natuurlik. Nou ja, kom ons kom uit by die oggendpraatjies. Voel dit miskien vir jou hierdie jaar asof griep erger as gewoonlik is? Ek wil sommer vir jou ook vra. Ek dink so. Ek voel dit is baie meer mense het dit en baie mense het dit vir langer. Ja. En daar's gereeld siek mense om ons. Nou, dit is blykbaar nie net jou verbeelding nie. Volgens kenners het Suid-Afrika se griepseisoen vroeër as normaal begin en dit wil voorkom of dit langer sal aanhou. Dokters sê dat die virusse selfs nie noodwendig meer gevaarlik is nie, maar dat faktore soos stres, swak leefstylgewoontes, kroniese siektes en minder basiese higiëne veroorsaak dat mense erger simptome ervaar en dan nou langer siek bly, soos wat jy nou net gesê het. Nou die griepvirus en die respiratoriese, kyk nou val ek oor my woorde, respiratoriese sinsitiale virus, dis die RSV, versprei blykbaar ook tans gelyktydig, wat beteken dat meer mense siek word en gesondheidsdienste ervaar daarom groot druk. Die algemene praktisyn, Dr. Malin McKay, verduidelik dat meeste mense nou ook eers self medikasie probeer gebruik voordat hulle 'n dokter sien. Dit kan die herstelproses vertraag en vinnige verspreiding veroorsaak. McKay noem dat om die griepinenting te kry, gereeld hande te was, siek mense te vermy en vroegtydig behandeling te soek die beste manier is om jouself en jou naastes gedurende die griepseisoen gesond te hou. So daai is goeie wenke, maar nou wonder ek dink dit is moeilik om sommige van hierdie siek mense te vermy. Jy weet, en ek dink byvoorbeeld aan iets soos maskers. Ek sien nou en dan mense wat maskers dra as hulle self siek is. Ek persoonlik glo ook nogal daarin. Ek wens meer mense wil dit doen. Ja, maar dit hang ook af watter siekte jy kry. Soos ek het hierdie jaar seker gemaak, my hele gesin kry die griepinspuiting, maar verlede week het my dogtertjie bronkietis gehad. So there's only so much you can do, but if that germ is picked up and that virus or that infection then occurs in a family member or whatever, there is really only so much you can do and you've just got to ride it out. So sy is nou baie beter, maar sy hoes nog steeds. En daai hoesie kan nog maande vat voor dit gaan genees. Ek dink dit is wat vir my sleg is. En dan die ander belangrike punt, en dit maak vir my heeltemal sin, is die feit dat baie meer mense, jy weet, apteek toe gaan en medikasie gaan kry, want hulle het min of meer 'n vermoede, jy weet wat verkeerd is, en dan probeer hulle self gereg dokter, maar dit het ook te doen met iets soos finansies en mediese fondse, so daar's 'n groter prentjie waarna mense ook moet kyk. Ja, dit is, toe jy dit gesê het, wat mense eintlik nou hulle self bietjie genees met goedjies wat hulle oor die toonbank kan kry en so voort. It does have a huge impact, and that impact is caused by the fact that not everybody can go to the doctor and get medication and antibiotics. En dan, as ons nou kyk na die finansiële impak van siek wees, daar's baie mense wat, as jy siek word, gaan jy nie betaal word by die werk nie. Not everyone has sick leave. I mean, us as freelancers or independent contractors, we don't get time off for being sick. So dan, as jy daai skof gaan mis, gaan jy die geld ook mis. So dit is heeltemal amper soos 'n bose kringloop, regtig. Ja, dit is tameletjie. En ek dink, jy weet, baie keer wanneer 'n mens kyk na iets soos die leefstylgewoontes, swak leefstylgewoontes wat ook uitgesonder word, ek dink, dan kyk 'n mens weer na die feit dat die lewe so besig is, jy weet, en ek wil amper nie die woord skuldig gebruik nie, want ek dink die meeste van ons het daarmee te doen, maar daar is net nie noodwendig altyd tyd om, jy weet, iets gesond te eet, of seker te maak jou immuunstelsel bly
wat of waar dit moet wees nie. Ja, want dit kos ook geld om vir jou immuunboosters te koop en vitamiene en al daai tipe goed. So as jy ryk is, gaan jy nooit siek word nie. Dit is 'n grappie, maar dit kom daarop neer. It's a financial thing to be sick, you know. Kry jy elke jaar die griepinspuiting? Ek probeer, ek het nog nie hierdie jaar nie en dan baie keer dan stel ek dit uit en dan is dit te laat. Dan is dit te laat of jy begin vroeg en dan het al die ander mense ook wou hulle vroeg gaan om hulle griepinspuiting te kry en dan is daar nie voorraad nie. Ja. So it's another one of those things, maar ek hoop dat daai kroniese griep vir jou nie gaan kry nie. Ons het nog 'n interessante storie vanoggend. South African astronomers have made a groundbreaking discovery using the powerful Meerkat radio telescope. They detected the most distant hydroxyl megamaser ever found, a powerful natural radio signal coming from a galaxy more than 8 billion light years away. Now, what makes the discovery even more remarkable is that researchers found the signal in just 5 hours of observation, thanks to Meerkat's advanced technology and a phenomenon called gravitational lensing, where a foreground galaxy acts like a natural magnifying glass. The discovery opens a new chapter in radio astronomy and could help scientists better understand how galaxies evolved, how supermassive black holes form, and how the early universe looked billions of years ago. This is something that is so fascinating to me, and something that I'm really, really proud of as a South African is that we've made so many discoveries from South African astronomers and South African scientists, especially with this Meerkat project, and I just think it's phenomenal. I think it's something to be so proud of. Ja, en ek sal graag nogal eendag 'n draai daar wil gaan maak en dit wil gaan beleef. Ek persoonlik is nogal, jy weet, altyd baie gefassineer wanneer dit kom by iets so sterrekunde, Ras. Jy ook? Ja, nogal rarig. Ek dink net daar is soveel goed in die ruimte wat daar nog is om te ontdek en om te, I don't know, I just think the exploration opportunities are endless. En ek dink, jy weet, soos wat jy nou tereg sê, jy weet, wanneer 'n mens kyk na die Suid-Afrikaanse aandeel daarin, dit maak my werklik trots, want 'n mens hoor so gereeld van Amerikaners, jy weet, wat hierdie navorsing doen, of dalk selfs in ander lande ook, maar op eie bodem kan ons definitief baie trots wees. En wat ook nogal fantasties is dat dit so gou gebeur het, want mens hoor oor studies en verskillende inisiatiewe wat geloods is, wat jare vat om enige resultate te lewer, en nou kyk jy hierna, 5 ure, en daar het hulle dit. Ek dink dit is net fantasties. Wel, ons laat dit vir eers daar, miskien gaan ons ook eendag nog maand toe, wie weet. Nou, jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van Zycrol te ontdek en neem beheer van jou gesondheid. Gulf Drug Company, kwaliteitsorg elke dag. Intussen kan jy bly net waar jy is, want ons is net hierna terug by Goeiemôre, Good Morning.